Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Liefde is aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het, en deur Jesus Christus bewaar, mag genade, barmhartigheid en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 9 as loflied. Ons sing saam vers 1, 7, 8, 9 en 10. Die gedagte van Psalm 9 is dat ons die Here sal loof en groot maak, dat ons hom sal bely wat ons tot hulp gekom het. So sing ons in vers 1, ek sal van ganser harte, Heer, u wonders groot maak en u eer. En dan vers 10, dan vind my tong weer nuwe stof, in Sions poort meld ek u lof, dan sing ek bly van u genade, so groot 'n nuwe reddingsdade. Ons staan, dan sing ons saam Psalm 9 en daarna bely ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ons luister na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Psalm 130, ons sing saam vers 1 en vers 2. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir u goedheid en u genade. Ons dankie dat ons mag sing, dat selfs wanneer ons voel diep verlore
sonder hulp en sonder redding. Selfs wanneer ons voel asof daar geen uitkoms is nie, en asof alles teen ons is, nogtans kan ons U aanroep, nogtans kan ons U vra en smeek om genade en leiding. Ja, Here, nou wie anders kan en sal ons hardloop in tye van nood. U alleen is ons rotsvesting, U alleen is ons redding, U is ons lig en ons heil. Daarom sal ons nie vrees nie. Here, U weet self dat ons baie keer sukkel in hierdie lewe. Daarom bid ons dat U ons met hoop en met moed sal help wag op U. Help ons om in elke dag U aangesig te soek. Help ons om naby aan U te lewe. Help ons om met U te wandel. Help ons om deur ons dade U te verheerlik. U is ons God en ons koning en ons wil tot eer van U naam lewe, al sukkel ons so baie. Daarom bid ons ook, Here, vergewe ons sondes. Help ons om te weet dat in Christus daar volkome versoening is. Dat ten spyte van ons swakhede, wat ons in swakheid doen, werk U en gebruik U in groot krag en tot heerlikheid in die lewe, in die lewens van die mense wat ons raak. Ons bid, Here, dat U ons oë sal oopmaak vir mense in nood, mense wat swaar kry. Ons bid dat U ons bereid en gewillig sal maak om ander te help. Help ons om barmhartig te wees. Help ons om in liefde na ons naaste uit te reik. Help ons om te vergewe. Help ons om te sien waar die swaar kry en die seer in hierdie wêreld is. Help ons om afstand te doen van ons sondes. En help ons om Christus elke dag aan te trek, ons te beklee met Hom, met die nuwe mens wat ons in Hom geskape is. En help ons om te breek met die ou sondige gewoontes, dinge wat lei tot die dood. Ons bid, Here, dat U met ons gemeente sal wees, dat ons 'n lig sal wees in die duisternis, dat ons 'n lig sal wees wat op 'n berg skyn, 'n sout in hierdie wêreld. En dit gaan beteken dat ons afstand moet doen van onsself, dat ons minder moet word en Christus meer moet word. Dit gaan beteken dat ons dalk vervolging en lyding moet deurgaan, soos ons reeds sien reg oor die wêreld gebeur, soos ons in ons eie land die vervolging en die verdrukking sien toeneem. Help ons om ondanks die teenstand te getuig, om liefde te bewys, om te vergewe en om U woord te verkondig en die evangelie uit te dra. Ons wil egter ook bid, Here, dat U geloof in die kerk, U kinders in die kerk sal bewaar. U weet self die stryd wat ons beklei in hierdie wêreld. U weet self oor die duisternis en die donker wat druk om die lig te verdryf. Maar ons weet dat die lig uiteindelik sal oorwin. Tog bid ons dat U ons sal bewaar, dat U die kerk sal veilig hou en in besonder ook met ons kinders sal wees. Wees met hulle in die skole, wees met onderwysers en onderwyseresse wat hulle leer, dat hulle ook nie net hulle sal onderrig in die algemene dinge en die wysheid van die wêreld nie, maar die ewige wyshede. Bewaar ook so ons kinders en ons kleinkinders. Wees so met ons geliefdes ook in die Midde-Ooste. Wees so met 'n wêreld wat getreiter word deur oorlog. Bring vrede. Help ons om die prins van vrede. Hy is die enigste een wat ware vrede kan bring. Help ons om Hom raak te sien te midde van al hierdie dinge. Ons bid, Here, gee ons geopende ore en ontvanklike harte vir U woord. Sny waar U moet sny. Mag ons ook luister aandagtig. En vanmôre luister ons na U woord en U wat praat. Waar U woord verkondig word deur swak mense, mag wat hulle in swakheid en nederigheid saai, mag U
en krag laat groei. In Christus naam pleit ons hierdie dinge. Amen. Kom ons staan dan, sing ons saam Psalm 29. Ons sing saam Psalm 29 met die fokus op ons prediking. Ons gaan lees van Noag en die vloed. En in Psalm 29 skryf Dawid, die stem van die Here weer klink oor die waters. Dit is die magtige God wat die weer laat dreun. Die Here self is bo oor of is op die groot waters. Hierdie groot waters is dieselfde woord vir die vloed wat ons hiervan lees in Genesis. Die groot watervloed. Die Here is die magtige God wat bo oor dit alles is. Kom ons staan dan sing ons saam Psalm 29. Daarna gaan ons sit en ons luister na die woord van die Here. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit 2 gedeeltes saam, Genesis 6 en Genesis 7 en dan 'n paar versies uit Hebreërs hoofstuk 11. Genesis 6 is die bekende verhaal van die sondevloed met Noag en die ark. En ongeag wat 'n mens nou bepaal oor was dit 'n wêreldwye vloed of 'n plaaslike vloed in die Midde-Ooste, is daar een ding seker dat elke geloof reg oor die wêreld, of nou in die verre ooste van Asië is of selfs in die suide en Noord-Amerika, in die antieke gelowe reg deur die bank is daar 'n verhaal van 'n vloed. Dit moet vir ons tog iets sê dat hulle almal praat oor 'n vloed. Kom ons lees dan saam na Genesis 6 vanaf vers 5. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het, wegvee van die aarde af. Mens en dier, ook die wat kruip, en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar Noag is deur die Here begenadig. Hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man, onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup, elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en buite met pik dig smeer, of dig maak. Jy moet dit soos volg maak. Die lengte van die ark moet 135 meter wees, die breedte 22,5 meter en sy hoogte 13,5 meter. Jy moet 'n dak vir die ark maak. Sy nok moet jy 45 cm hoog maak. Verder moet jy 'n deur aan die kant van die ark insit en 'n onderste, middelste en boonste verdieping maak. Ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom om al wat daarop lewe te verdelg. Elke lewende ding onder die hemel, alles wat op die aarde is, sal omkom. Maar ek wil met jou 'n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan. Jy, en jou seuns en jou vrou en jou skoondogters, van al wat leef, van al die diere moet jy 2 van elk, manlik en vroulik, in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook die wat kruip, van almal sal daar 2 na jou toe kom om aan die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat, van alles wat geëet kan word, en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees. Noag het alles gedoen, presies soos God hom beveel het. Toe sê die Here vir Noag, jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan. Jy en jou gesin onder hierdie geslag, ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind ek jou regverdig.
Van al die reindiere moet jy 7 pare, manlik en vroulik saamvat. En ook al die onreindiere net 1 paar, manlik en vroulik. Ook uit die voëls moet jy 7 pare mannetjies en wyfies saamvat. Dit moet jy doen om al die soorte op die hele aarde aan die lewe te laat bly. Oor 7 dae sal ek dit 40 dae en nagte lank laat reën en alles wat leef, wat ek gemaak het, wegvee van die aarde af. Noag het alles gedoen soos die Here hom beveel het. Ons lees dan ook 2 gedeeltes uit die boek van Hebreërs, uit hoofstuk 11. Ons lees Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dan word daar 'n lys van geloofshelde vir ons gegee, Abel, Henog en dan vers 7. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Ek lees net weer vers 7. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling vir die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Geliefdes in ons Here, ons lewe in 'n tyd waar daar baie klem geplaas word op sig. Ons wil graag sien. Skryf en praat is nie eintlik meer goeie metodes om tot mense deur te dring nie. Mense wil graag kyk, die visuele is vir ons baie belangrik. Boeke word vervang met films en ons verruil die koerante vir ons nuusprogramme. Ons word vermaak deur video's op allerlei verskillende platforms. Ons deel graag foto's en video's vir mekaar. En ons vra altyd vir mekaar, het jy gesien dat dit gebeur het? Of het jy al hierdie nuwe ding gesien? Sien is vir ons regtig belangrik. En daarom is geloof deesdae vir mense 'n groot uitdaging. Geloof is ingewikkeld, want die Bybel sê vir ons dat ons lewe deur geloof en nie deur te sien nie. Sommige mense is soos Thomas wat sê, as ek nie die merke in sy hande sien en dit raak, sal ek nooit glo nie. Ander mense wens tog net dat die Here vir hulle tog 'n teken sal gee, dat hy vir ons iets sal wys, dat ons kan sien en dat ons sal kan glo. Maar dan lees ons in Hebreërs 11 vers 1 dat geloof juis andersom werk. Om te glo is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En as bewys hiervan gee hy vir ons 'n lang lys van mense wat in die Here geglo het, van geloofshelde soos ons dit ook ken. Mense wat in die verlede gelewe het en wie se lewe as voorbeeld nou vir ons voorgehou word wat ons ook moet naboots. En Noag is die 3de persoon in hierdie lys. Voor hom Abel en Henog. En van hierdie 3 is hy waarskynlik die mees bekendste. Van kleins af leer ons al van Noag. Ons sien prentjies van hoe die diere na die ark toe kom en na Noag toe kom. Ons sien van die groot ark en die boot wat hy gebou het. Hy is so bekend. Hy is juis bekend omdat hy in 'n baie unieke tyd geleef het. Terselfdertyd was hy 'n baie unieke mens en hy moes ook 'n baie unieke ding gedoen het. Die eerste deel van Genesis 6 skets dan vir ons die unieke tyd waarin Noag geleef het. Vers 5 en 6. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Letterlik staan daar dat die Here berou gehad het en dat hy smart in sy hart gehad het. Kan jy jou indink? Kan jy jou indink hoe sleg dinge moes gewees het vir die Here om op hierdie punt te kom, dat van die sondeval af het dinge net vererger en die Here nou sê, hy het berou dat hy die mens gemaak het. In die tweede plek beklemtoon in Genesis 6 vir ons dat Noag 'n baie unieke mens was. Hy het in 'n tyd van
baie en geweldige morele verval gelewe. Maar vers 8 sê dat die Here Noag begenadig het. En dan word daar twee baie treffende dinge van Noag gesê. Twee dinge wat eintlik 'n parallel vorm met die mense in Hebreërs 11, die vorige twee wat ons van gelees het. In vers 9, in Genesis 6 vers 9, sê dit, Noag was regverdige man. Dit is presies die beskrywing wat vir Abel gebruik word in vers 11, in Hebreërs 11 vers 4, ekskuus tog. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n regverdige man is. Al word dan verder oor Noag gesê, in Genesis 6 vers 9, dat hy met God gewandel het, hy het naby God geleef. En weer eens moet daar 'n klokkie lui, want dit is wat daar gesê word van Henog. Henog het met God gewandel. Met ander woorde, soos Abel regverdig is, so is Noag ook 'n regverdige man. Soos Henog met God gewandel het, so het Noag ook met God gewandel. 'n Unieke mens onder sy tydgenote, 'n mens wat anders gelyk het as al die verval en die sonde en verdorwenheid rondom hom. En dan word daar in die derde plek van die unieke ding vertel wat Noag moes doen. Ons ken dit tog baie goed. Die Here het besluit om 'n vloed te stuur, om die mense te straf vir hulle verdorwenheid. Maar van Noag en sy gesin wou die Here red, en daarom beveel die Here hom om 'n ark te bou. Vir hom en sy gesin, om ook die diere te bewaar, moet hy 'n groot boot bou. Dit is mos wat ons ken. Dit is die unieke ding wat Noag gedoen het, wat nog niemand voor hom gedoen het en nooit weer gedupliseer sal word in terme van 'n vloed nie. As die Hebreërskrywer nou oor iets moet skryf, is dit juist dit waaroor ons sou dink hy sou skryf. Is eintlik hier waar hy ons verras. Want wanneer 'n mens deur die lys van geloofshelde lees, dan kry ons die een naam na die ander naam en dan 'n kort beskrywing oor hulle bekende dinge. Maar dan skryf hy oor Noag niks oor die reënboog of oor die vloed of oor die boot. Dit is glad nie waarop hy fokus nie. Vers 7 begin met die woorde: deur die geloof het Noag. Die fokus val op Noag se geloof. En soos elke geloofsheld voor hom, word hy as 'n voorbeeld voorgehou van geloof wat ons moet naboots. Maar dit sê ook vir ons iets van geloof. Trouwens, dit sê eintlik wat geloof ons in staat stel om te kan doen. Wat leer ons uit Noag se lewe? Ons leer dat geloof nie gerig is op die sigbare nie. Geloof is om te hoor en om te doen, al het ons nog nie gesien nie. En dit gaan nie oor 'n naïewe of 'n redelose geloof nie. Dit gaan nie oor 'n skoot in die donker of om in 'n donker kamer in te hardloop en nie eintlik te weet nie. Nee, net omdat ons nie sien nie, beteken nie dat ons nie kan weet nie. Geloof beteken juis om te weet, omdat ons gehoor het. In vers 7 begin die Here deur met Noag te praat, om vir hom 'n waarskuwing te gee. Daar staan, hy het die goddelike waarskuwing ontvang oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Hierdie dinge wat nog nie gesien kon word nie, verwys natuurlik na die vloed. En plaas jouself vir 'n oomblik in Noag se sandale. Op hierdie stadium was daar nog nie 'n enkele aanduiding dat daar 'n groot vloed gaan kom nie. Daar was nie wolke op die horison nie. Die watervlakke het nie regtig gestyg nie. Dit wat die Here aan hom beloof het, het nog nooit van tevore gebeur nie. Trouwens, nog niemand het so iets gesien nie. En tog is dit nie al nie. Hy moes 'n ark gaan bou het, terwyl al die mense eintlik gedink het hy is mal. Want dink jy net hierdie prentjie in, 'n ou man op 'n afgeleë plek, ver van 'n see of van 'n liggaam van water, besig om 'n enorme boot te bou. Dink julle die mense sou hom net gelos het in vrede om maar net voort te gaan? Nee. Daarom het hy ook baie spot verduur. Hy het baie verkleinering gekry. En menslik gesproke is dit wat Noag beveel is om te doen 'n waansinnige opdrag. Die vloed lê in 'n onsigbare toekoms, iets wat hy glad nie kan sien nie. En hoe kan Noag voortgaan om dit te doen sonder dat hy kon sien? Antwoord wat die Hebreërskrywer gee, is deur die geloof. Hy kon alleen maar God op sy woord neem en eerbiedig gehoorsaam. Al kon hy nie sien nie. Ons moet egter ook insien dat die bou van die ark tweeledig was. Aan die een hand sien ons duidelik die genade van die Here,
dat die Here vir Noag en sy gesin red, dat hy almal anders verdelg, maar Noag is begenadig deur die Here. En aan die ander kant is dit vir Noag 'n toets. Die Here beveel hom om iets, menslik gesproke, waansinnig te doen. En gaan hy die Here vertrou? Gaan hy die Here op sy woord neem? Gaan hy doen wat hy moet doen ten spyte van die mense wat hom spot? Gaan hy volhard sonder enige sigbare bewyse? En op die ou end het Noag die toets geslaag. Hy het in die Here geglo en hom eerbiedig gehoorsaam. En 2 keer word daar dan klem gelê op sy gehoorsaamheid. Genesis 6 vers 22. Noag het alles gedoen presies soos die Here hom beveel het. En dan 7 vers 5. Noag het alles gedoen soos die Here hom beveel het. En hoor hoe mooi beskryf die Hebreërskrywer dit dan. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat hy nog nie gesien het nie, met eerbiedige vrees die ark gemaak. Is dit nie aangrypend om te hoor die gesindheid waarmee Noag het gedoen het nie? Eerbiedige gehoorsaamheid, vrees, ontzag, uit eerbied vir die Here en wat hy besig is om te doen, tot eer van die Here doen hy dit. Hoe kon Noag geweet het dat die vloedwaters kom? Hoe kon hy doen en nie twyfel nie? Alleen deur die geloof. Geloof het hom oortuig dat dit wat die Here sê die waarheid is. Geloof het die nog nie waarneembare vloed vir hom nou al reeds 'n werklikheid gemaak. Geloof het hom in staat gestel om spot te verduur, om verkleineer te word, om uitgelag te word. Die Here het met Noag 'n verbond gesluit en deur die geloof het Noag daardie verbond omhels. En gevolglik het daar redding vir hom en sy gesin gekom. Geliefdes, dit is uiteindelik die goeie nuus ook vir ons. Want geloof doen presies dieselfde, geloof bewerk dieselfde in my en jou hart. Hoor weer die woorde van Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en dan veral hierdie, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dat deur die geloof kan ons weet dat ons gaan kry wat die Here beloof. Deur die geloof word ons in staat gestel om 'n werklikheid te kan waarneem wat ons nie met ons sintuie kan sien of raak of voel nie. Broers en susters, soos Noag het ons ook beloftes van die Here ontvang. Beloftes wat nie noodwendig gesien kan word nie. Beloftes dat ons verlossing sal hê uit hierdie wêreld. Beloftes van bewaring. Beloftes dat die Here vir ons sal sorg. Beloftes dat die Here ons sal red uit hierdie bose wêreld. Beloftes wat heerlik en verblydend en alles in Christus is, want hy is die ja van God, die ja op al God se beloftes. En wat nou van ons verwag word, is om deur die geloof te lewe. Dit is waar dat ons nie al hierdie dinge kan sien nie. Natuurlik is daar nog baie dinge wat vir ons in die verre en onsigbare toekoms lê. Ons kan nie vir God sien nie, God die Vader, ons sien nie meer vir Christus nie. Ons kan nie die Gees sien nie, sê Johannes 3 vir ons. Natuurlik is daar baie wat ons graag wil sien, ons lewe in 'n tyd wat ons graag wil sien. En nogtans, al kan ons nie sien nie, het ons gehoor, want God het sy woord vir ons gegee. Nogtans, al kan ons nie sien nie, het die Here dit deur die Gees in ons harte bevestig. Deur sy genade bewerk hy in 'n geloof in ons harte. En deur hierdie geloof kan ons die onsigbare dinge omhels. Deur die geloof moet ons dan ook doen. 'n Ware geloof lei tot eerbiedige gehoorsaamheid soos met Noag. Deur die geloof kan ons nie net die onsigbare God as te ware sien nie, maar ons kan hom ook lief hê. En Johannes sê as ons dan die Here wat ons nie kan sien nie, lief hê, dan sal ons ook ons naaste wat ons kan sien, lief hê. Deur die geloof kan ons dan werk en bou aan die koninkryk van God. En as ons dit doen, dan sal ons ook soos Noag gespot word. En hoe kan ons anders? 1 Korintiërs sê vir ons dat die kruis van Christus dwaasheid vir die wêreld is. Dat die mense vir ons sal lag. En dit is tog so. En tog sê dit dat die Here in sy goedheid besluit het om die wat glo te red. Geliefdes, geloof is nie maklik nie, maar geloof doen die onmoontlike. Ja, deur 'n ware geloof kan ons die onsigbare sien asof dit sigbaar is. Want net bietjie later in Hebreërs 11 vers 27 lees ons van Moses. Van hom word daar gesê,
dat hy geglo het en volhard het soos een wat die onsigbare God gesien het. Dit is wat geloof doen. En dit bring ons by die laaste gedagte. Met die verhaal van Noag leer ons dat die Here in een geleentheid of met een daad verlossing en veroordeling bewerk. Noag ontvang die belofte van verlossing, maar dit is ook 'n waarskuwing van veroordeling vir die mense. Ja, deur die genade kon Noag geglo het, en omdat hy geglo het, staan daar in vers 7 dat sy geloof 'n veroordeling van die wêreld was. Hy het geglo en daarom het hy gedoen. Hy het 'n ark gebou en mense het hom gespot en eintlik het die mense vir God gespot. Want hulle het vir Noag gesê, ag wat jou God sê, kan tog nie waar wees nie. Die Here, die dinge wat hy sê, dis tog belaglik. Ja, hulle het vir God gespot. En tog het Noag geglo en daarom was sy geloof 'n veroordeling van die wêreld. Maar vers 7 sê ook dat dit hom 'n erfgenaam gemaak het van die vryspraak wat deur die geloof kom. Redding en veroordeling deur een daad. Broers en susters, dit is wat God in Christus vir ons gedoen het. Op die kruis, op Golgotha, het die Here Jesus ons smart gedra. Daardie korrupsie en vrotheid, daardie verdraaiing en verdorwenheid, dit wat Genesis 6 van praat, dit het die Here Jesus op hom geneem. Ons sonde het hy gedra. Die regverdige is in ons plek veroordeel, sodat ons verlossing kan kry. Hoor die wonderlike woorde van Johannes 3 vers 17. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En dit is die belangrikste boodskap vandag. Want ons reaksie op dit wat die Here besig is om te doen, ons reaksie op die woord van die Here, het die grootste gevolge. Ons kan of reageer met geloof en gehoorsaamheid, en dit kan lei tot ons verlossing, of ons kan reageer met ongeloof. En dit kan lei tot ons veroordeling. En in 'n tyd waar daar so baie klem geplaas word op wat ons kan sien, is dit vir mense moeilik om te glo. Maar alles is op die spel. Hoor weer die woorde van Johannes 3 vers 17 tot 18. God het nie sy seun na die wêreld te gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy die enigste seun van God nie glo nie. Maar vra jouself af, hoe reageer ek op die evangelie van Christus? Lewe ek werklik uit 'n geloof wat die onsigbare dinge sigbaar maak? Hoor ek en doen ek, al het ek nog nie gesien nie? Ek sluit af. Noag is vir ons tog so 'n bekende figuur in die Bybel. En deur Noag se geloof leer ons ook dat ons moet hoor, dat ons moet doen. Al kan ons nog nie sien nie. En vir ons wat nog twyfel, dalk 'n teken soek. Volgende keer as dit reën, soek die reënboog. En die Here Jesus sê, gelukkig is die een wat nie gesien het nie, en tog glo. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, help ons om in tye van twyfel en onsekerheid, in tye van swaar kry en beproewing, in tye waar ons uitdagings beleef en nie meer weet of ons moet glo nie, in tye wat ons deur die bose en ongelowiges aangeval word, as hulle sê dat, waar is jou God? Mag ons dan, as die digter van Psalm 42 sê, waarom, o hart, is jy in soveel vertwyfeling? Hoop op God en hom weer rustig, want in sy lof sal ons weer verlustig. Gee ons sekerheid in die aangesig van die twyfel, bevestig Here tog in ons harte die beloftes van verlossing en die beloftes wat ons nog nie kan sien nie, die beloftes van die wederkoms, die beloftes van volkome verlossing uit hierdie wêreld.
Die beloftes van 'n opstanding liggaam, dinge wat vir die wêreld dwaasheid is. Maar wat vir ons deur die geloof sigbaar is. Versterk ons geloof, Here, en rig ons oë op Christus, waar hy aan die regterhand van die troon sit. Rig ons oë op hom, die begin en die volëinder van ons geloof. In wie se naam ons hierdie gebed bid. Amen.